Die koning sal vir hulle sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Dit is genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons het in God gesondig. Ons is gedoen met verkeerd in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en ons self vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Oor die wet soos wat Jesus het opgeneem in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle woorde doneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister, Israel, Here ons God is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dit is pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak vir die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God, waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een en wees met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom in heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Die se koningsheerschappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostel. Ons bely en doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapenis en die lewende van die toekomstige eeuw. Amen. Broers en susters, ons gaan dan voort met ons preekreeks vanoggend. Ons gaan eers bid voordat ons uit die woord van die Here saam lees. Kom ons sit net so, dan vra ons dat die Here vandag ook saam met ons sal wees wanneer ons sy woord lees. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir u seën. U seën oor ons lewens wat so geweldig is. Here, ons staan vanoggend op, ons is gesond genoeg dat ons hier kan wees en dat ons saam met ons medegelowiges by wie ons belang het, Here, u gemeente, u kerk vanoggend kan wees. Dankie vir die helderheid en die duidelikheid van u woord. U gee vir ons u wil vir ons lewens volledig. Daarom dank ons u dat ons vanoggend u gemeente, u kerk kan wees. En Here, wil ons nou weer ook met verwagting luister wat dit is wat u deur u Gees ook vir u gemeente wil sê. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Goed, kom ons lees dan nou weer dan die teks van die Onse Vader gebed. Ons lees dit uit die Matteus Evangelie. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom.
Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Broers en susters, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Die tekswoorde dan vir ons prediking is die tweede van die 6 bedes van die Onse Vader gebed, die gedeelte waar Jesus die disippels leer om te bid, laat U koninkryk kom. Liewe broers en susters in die Here, hierdie bede om die koms van God se koninkryk stel ons voor 'n skynbare teenstelling. Want 'n mens sou kon vra, is daar dan 'n plek in die heelal waar God se koninkryk, dit wil sê waar die koning van die ryk self nog nie gekom het nie? Sê die skrif dan nie uitdruklik dat die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles aan die Here behoort nie? Sê Psalm 139 dan nie, klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan ek af na die doderyk, is U daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar sal U hand my lei en U regterhand my vashou. Behoort elke duimbreedte van die aarde dan nie aan God nie? Vra mens dan nie met hierdie gebed en hierdie bede iets wat eintlik al reeds vasstaan? Bid jy nie eintlik teen God se werke in? En die antwoord is natuurlik nie. Natuurlik behoort alles aan die Here. Elke doudruppel, elke mossie. Hy is nie alleen die Vader van die gelowiges nie, maar inderdaad die koning van die heelal. Natuurlik is die koninkryk van God hier en oral. En het dit ook in Christus op 'n nuwe, intense wyse aangebreek. As dit nie so was nie, dan is alles in die Bybel 'n leuen. En tog laat Jesus nogtans sy disippels bid, en hy sê, julle moet dit van harte bid, laat U koninkryk kom. Want God se ryk is nie so teenwoordig dat dit soos 'n stoomroller oor alles heen loop nie. Dit blaas nie alle teenstand met geweld aan flarde nie. God behandel ons nie soos outomate, soos pionne op 'n skaakbord van die wêreldgeskiedenis nie. Ons is nie bloot poppe in 'n marionettespel van God se koninkryk nie. Nee, mense maak keuses. Mense neem besluite. Mense besluit hoe hulle gaan optree. En mense kan nog God se koninkryk teëstaan. Jy kan nog 'n keuse teen hom maak. Ons kan nog altyd ons eie koninkryk bo God se koninkryk kies. Ons kan, en dit is die ergste keuse wat 'n mens kan maak. Die ergste oordeel wat oor 'n mens kan kom is om aan jouself oorgelaat te wees. Dan vernietig ons onsself. En geliefdes, wanneer mense doelbewus teen God kies, dan val hulle bewustelik of onbewustelik onder 'n ander heerskappy. Word hulle deur 'n ander meester, naamlik die bose, beheer. So wanneer ons dus bid om die koms van God se koninkryk, dan bid ons eintlik vir die koms van geloof. Dat mense sal besef
Jy moet uit geloof lewe. So met God se regering oor die wêreld skort daar niks, maar met ons onderwerping daaraan. Die vraag of ons dit gaan aanneem, die vraag of wat ek persoonlik ook gaan sê, God se koninkryk, sy heerskappy is myne, in my lewe, dis die vraag. So met hierdie gebed bid ons eintlik om die ondergang, die neerlaag van ons eie koninkryk. Ons eie wil om in beheer te wees, om te kies, om te reël, om te sê hoe dit sal wees. En om teen jou eie koninkryk te kies, is 'n baie moeilike gebed om te bid. So ons bid eintlik dat alle mense vanuit die evangelie, dit wil sê vanuit die teenwoordigheid van God in Jesus Christus en sy Gees moet leef. Ons bid dat mense hulle sal verbly dat die koninkryk wat hier is, ook hulle sin is. Dit sal aanneem en so sal lewe. Want dit is die waarheid, dat God hier is, en dat hy in ons midde is, en dat hy altyd by ons teenwoordig is. Op die dorp waar ek groot geword het, word 'n verhaal vertel van die sonderlinge verhouding tussen 'n ou man en sy hond. Die ou man was ietwat eksentriek, maar geliefd onder almal. Sy hond was van 'n twyfelagtige herkoms, 'n regte steekhaar brak met prominente ore. En oral waar die ou man gegaan het, het die hond saam gegaan. As die ou man in die tuin geskoffel het, was die hond ook maar daar met sy skoffelaksies besig. Wanneer die ou man son onder op die stoep gesit het, was die hond op sy skoot. Onverbreekbare band tussen die twee. Op 'n dag het die ou man skielik siek geword en gesterf. By die begrafnis sê die mense die hond gechank en gegrom en verwoed rondom die graf gehardloop waarin sy meester neergelaat is. Hulle moes hom eintlik verwyder omdat hy die begrafnisprosedure versteur het. En die mense vertel dat weke na die begrafnis het die hondjie maar nog daar by die graf gewees. Snags in die skuiling geslaap, in die dag in die koelte gesit daar en uiteindelik het hy ook maar daar gesterf. Dis 'n treurige verhaal, maar is baie veelzeggend. Die hond het gesterf vanweë die afwesigheid van sy meester. Hy het gewag op een wat weg is en wat nooit weer sou terugkeer nie. En hy was skielik alleen in die wêreld, op die graf van 'n dooie heer. Geliefdes, so maak God nie met ons nie. So maak God nie met die wêreld nie. Die graf van sy seun is leeg. Ons Here en Meester het opgestaan. Het vanoggend daardie pragtige opstandingsliedere gesing en dit is 'n getuienis om dit te sing. Die Here laat ons nooit as weeskinders in die wêreld agter nie, sodat ons by wind en weer by 'n toegraf moet sit. Nee, hy kom na ons toe. Hy kom elke dag na ons toe. Met opstanding en Pinkster en elke nagmaal herdenk ons juis hierdie feit. Maar wanneer ons dan bid dat die koninkryk van God moet kom, dan bid ons dat ons, een ek, sal opstaan by 'n gewaande toegraf van God en sal gaan leef met oorgawe in sy heerlike teenwoordigheid. Om te bid om die koms van sy ryk is om te bid dat ons oë sal oopgaan, dat die oë van die wêreld sal oopgaan om te sien dat God handelend en reddend in die wêreld teenwoordig is. Die kerk moet dus bid, sê Jesus ook vir sy disippels, dat al hoe meer mense tot geloof sal kom. Maar tog sluit hierdie gebed ook 'n verdere dimensie in. God se teenwoordigheid by ons is werklik, maar is tog ook voorlopig. Die koninkryk het gekom en kom nog elke dag waar mense tot geloof kom en besluit om uit God se teenwoordigheid te leef, maar in 'n sekere sin moet die koninkryk ook nog kom.
So met hierdie bede kyk ons eintlik verder as die uithoeke van die aarde. Ons kyk verder as die geloof van mense, ons kyk na die einde van die tye. Dat die koninkryk van God behels ook die heerlike toekoms van God wat op ons afkom. Nie deur menslike inspanning nie, maar deur die krag van God. Die gebed om die koms van God se ryk is dis nie net dat mense na God toe sal kom nie, maar ook dat God na mense toe sal kom. Nie omdat hy nou afwesig is nie, maar omdat hy selfs in nog groter heerlikheid en groter innigheid na ons toe wil kom as nou. Hy wil na ons toe kom op grond van die feit dat hy reeds in Christus en deur sy Gees by ons teenwoordig is. Wat nou reeds is, word dan eintlik net met 'n groter duidelikheid geopenbaar. Gemeente, wanneer ons dan hierdie bede bid, het ons 'n onwrikbare sekerheid. Dit sal beantwoord word. Ons bid dit nie in die wind nie. Ons bid dit nie in die lug weg nie. Die koninkryk van God sal kom. Geen mag in die hemel of op die aarde of in die hel kan die koms van God se koninkryk stuit nie. Die koninkryk kom deur alles heen. Deur moorde, deur massagrafte, deur die gruwels van hierdie wêreld en die onreg van verwoesting, van oorlog. Dit kom ook veral deur ons weerbarstige harte heen. En dat dit kan gebeur is 'n genade. Dit is eintlik 'n wonderwerk. Maar dit gee ons hoop om te bid. Dis Paulus ons leer, Maranatha. Kom Here Jesus, kom gou. Mag ons elke dag, geliefdes, elkeen van ons, waar ons in ons lewens staan, sommige wat 'n wonderlike tyd in hulle lewe ervaar, ander wat bekommerd is, ander wat hartseer is, ander wat verliese ly, waar ons ook in ons lewe staan, mag ons ontdek hoe wonderlik dit is om in die teenwoordigheid van God te leef en dit te vier in jou lewe deur te sê, Here, laat U ryk, U koningskap, U heerskappy oor my lewe ook vir my elke dag aanbreek. Die Here help ons daartoe deur sy Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Baie dankie Here vir die wonderlike versekering. U is by ons, selfs in hierdie vreeslike wêreld en tye waarin ons leef. Niks kan keer dat God se ryk kom nie. U kom dit ook baie keer deur ons. U wil in ons kom en help dat ons al hoe meer mense tot geloof sal bring, maar dat ons ook sal uitgaan en ons geloof so sal uitleef, dat U wonderlike teenwoordigheid in ons lewens as God se koninkryk ook sigbaar is vir die wêreld. Help U ons Here daartoe altyd. Dankie dat ons dit van U kan vra in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons lewende Here en Koning. Amen. Mag die koninkryk van God binne julle wees. Amen.